Hallo, Jessie. Ons sit nou vir 'n rukkie stil, want ons het so pas 90 kilometer, 4 ure gevat om te reis, soos 'n malle meele, 'n rollercoaster op en af. Ja, dit was vanoggend, was 120 kilometers, maar het was langer as 4 ure gevat. Ek het ook die ding op in die navigasie insit. Ja. Tog, yes, wat dit vat lank. En toen moes ek geweet, maar dit gaan 'n gowwe paadjie wees. En dit is toe letterlik grondpaadjie, tweespoorpaadjie deur die berge. Maar bo oor kry en af in die vallei en boor, linksom, regsom. Dit was 4x4 pad. Ja, en ek net gisteraand sê ek nog vir Erhard, jy weet ek het regtig van gedink dat ons meer 4x4 gaan ry. Wraggies, vandag het daai woorde waar geword. Ja, nee, dit is nou in Afrika, jy weet, ons het nou die paar daarvoor 'n pragtige teerbagger en ewe skielik is jy terug op plaaslike paadjies. Dank Vader is droë seisoen, want nat seisoen sal 10 ure vat. Net vanoggend was Erhard se woorde, Uganda het die beste paaie ooit. Net sy woorde was skaarskoud geweest. Dis ons daai pad. So, maar nou ja, ons is nou ons het gery van Ushasha af na Rushaga toe. Ja. Is in die bewoonde impenetrable forest. Dis waar ons die gorillas gaan kyk oor 2 dae. Jy stap saam met die gidse in die berge in. Dis pragtig hierso. En ons sal julle later verder vertel van ons gorilla trek en alles wat ons hier doen. Ja. Okay. Sjoe, hierdie pad Rushaga toe vir die Bwindi Park is deur berge en dale en rowwe paaie. Dis afdraande hier en daar loop die pad, sorry mens kan nou met die geskittery nie mooi sien nie. Daar. Een ding van Uganda wat ons regtig waar beïndruk het, is dat daar oor 100 vroue verteenwoordigers in die parlement is. So daar's omtrent dis so oor 100 counties en dan is daar 'n verkiesing. Ek weet nie hoe die verkiesings werk en ek spreek my nie daaroor uit nie. Maar daar's omtrent 100 counties en daar's 'n verkiesing vir 'n area verteenwoordiger wat 'n vrou of 'n man kan wees. Maar dan is daar 'n spesifieke setel vir elke county vir 'n vrou. Met ander woorde, elke county het 2 verteenwoordigers. Een is 'n vrou en dan nog 'n persoon. Die nog 'n persoon is gewoonlik mans, maar die onderpresident is 'n vrou, die speaker van die parlement is 'n vrou en mens kan dit sien in die samelewing. Die kinders, die dogtertjies, kan 'n mens sien, is baie meer selfversekerd as wat ek elders oor die algemeen gesien het. En ook vrouens ry motorfietsse, vrouens ry fietsse, vrouens doen alle tipe werk. Hulle doen die werk in die lande, hulle doen die werk waar hulle klippies fyner kap, Gidse in die veld. Gidse, ja, oral. Ja, dit is sigbaar. Wat definitief minder sigbaar was in Malawi of Tanzanië en Kenia, maar ek weet ons ry mos maar en kyk, so miskien is dit iets anders, maar hierdie is tasbaar sigbaar. Ja, die enigste plek in die wêreld wat ek weet wat dit doen. Ja. So, dit wil ek doen. Selfs in ons kar is die vrou baas. Ooh, jy's so reg.
gesels met my en sy sê as ons video's neem, sit nie my gordel aan nie. Hy's net soontoe. Ooh, is 'n slaggat. So, ons gaan nou 'n stukkie wys van, ek sou sê die hoogtepunt van ons hele tripie hierso in Uganda, waar ons 'n klein venstertjie insig gesien het hoe 'n familie gorillas in Burundi leef. Ja, dis die hele gorilla trekking storie is baie goed georganiseer. Regtig baie goed georganiseer, baie professioneel. Jy doen aansoek vir jou permitte en op die dag van die ding dan verkeer vir die do's en don'ts en dan word jy opgedeel in 'n gorilla groep. In Burundi waar ons was, is daar 8 gorilla families wat habituated is, wat mense kan gaan sien, wat al gewoond gemaak is aan mense. En dan is daar afstande wat jy kan loop. Jy kan kies of jy 'n kort afstand wil loop of 'n lang afstand. Ons is ingedeel in wat ons baie ver geloop het. Ja, ons het opgeloop net om in die bos te kom. En as ek sê bergop, is dit bergop. Dit was so stil, hulle kon nie met die kar opry nie. Toe ons jy begin jy so in 'n bospaadjie hier regtig in die oerwoud. Dis oerwoud. So jy jouself kan voorstel en dan elke gids daar's 2 ouens met gewere by jou want daar's baie bosolifante, so hulle versigtig vir die bosolifante. Dan is daar 'n trekkerspan wat in die bos bly. Hulle werk op 'n rotasiebasis wat daai familie trek. Want daai familie trek rond. En maak hulle kontak en sê hulle ry waar hulle is, hulle is daar. En dan op 'n stadium dan begin hulle met 'n pak op vir bosopkap. Dan is daar nie paadjies nie. Dan kap jy ouens bos op so jy stap tot jy daai gorillas kry. En ek moet sê dit is jy werk. Ons is af in die vallei toe met 'n baie mooi paadjie terug. Wat ons moes uitklim. Jy werk, jy moet nie te onfiks wees nie. Die trekkers wat hulle vind is natuurlik baie goed. Hulle begin by die vorige dag waar die vorige dag gebly het. En dan volg hulle mistrail tot hulle weer kry. Maar ja, dit is nogal opwindend. En daar is 'n bietjie van 'n Surprise. ja, die einde is Ja, nogal Die grand finale. is nogal 'n gelukkige einde. Ja.
It was net. It is matting. That's the experience. Ja. Sjoe, dis 'n pragtige skildery daar aan jou regterkant. Ons sê nou tot siens vir Uganda, ons laaste oggend. Ons is nou weg van Rushanga se kamp en op pad na die grens met Rwanda. Dit was net die grootste plesier. Dis met 'n vol hart wat ons môre uit Uganda uit gaan ry. Ons het soveel nuwe voëls gesien. Ons het regtig waar dit so geniet. Ons het die whitewater rafting gedoen. Ons het daarbo in Murchisons ja, die diere daar gesien. Ons het die gorillas gesien. Die leeu's in die boom. Ja, so ek kan definitief Uganda aanbeveel as 'n vakansie eindpunt. Ja, mens voel nogal jy's in 'n oerwoud. Dit is 'n baie groen land, baie water, die mooiste teerpaaie en die horribaalste grondpaadjies. Jy ry nog op 'n pragtige teerpad en ewe skielik dan verdwyn jy Liefde groete